Welkom hier so saam met ons. Is lekker om vandag weer saam met jou te kan kuier. En ons praat vandag bietjie oor Sondag se tema weer, wat was die gedekte tafel. Yes. Ek het Sondag ook genoem as 'n tema wat al lank al op my hart gelê het en die Here het hom uiteindelik gerelease. En wat lekker is, ek het soveel terugvoering gekry van ouens wat sê dis waarmee hulle tans deurgaan. En dis wat great is, want dit beteken die Here se timing is perfek. Ek dink as ek my timing gehad het of probeer forceer het, 10 gemis. Pastor Pieter praat vanoggend met my en sê dit wat hulle vanaand in die grief share doen, gaan oor 'n tafel wat gedek is, tafel en stoele. It's amazing. Dit is net soveel bevestiging wat op die oomblik daar so is. It's amazing. Kom ons begin met die kernteks. Ek dink die grondteks, en onthou nou, ek jaar gesels, dat die plan vir hierdie sessie was, maar net om 'n bietjie net fondasie te lê. Want daar is sulke amazing stories in die Bybel oor tafels, en goed wat op tafels gebeur het, en ons gaan so 'n bietjie, volgende paar sondae 'n bietjie verder gaan, oor 'n paar tafels kyk en so, maar fondasie dink ek is die beste, om te begin is by Psalm 23. Nou gaan die hele Psalm 23 vers 1 tot 3 lees nie, of vers 1 tot 6 lees nie altans. Ek wil net die laaste gedeelte lees, en die tweede laaste skrif sê die volgende, hy sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Maar die Amplified sê, as you prepare a table before me in the presence of my enemies. En daai nog steeds skud my, dat ons wil hê die Here moet ons vyande wegvat, ons wil hê ons moet 'n lekker maklike lewe hê, en ons wil hê alles moet goed gaan, maar eintlik sê God, in die teenwoordigheid van wat teen jou is, dek ek vir jou 'n tafel. En jy weet nou, Lukas praat, hy sê, ek het julle die mag gegee om slange skerp neer te trap, en oor al die werk van die vyand. Ja. Maar, hoe maklik verloor ons in ons sitplek aan die tafel? Is nie so nie? Paulus kom en hy skryf, juist oor daai vyand, dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ja. En dis daai vyand, daai slange, daai skorpioene wat teen ons kom, wat mors met ons gedagtes, mors met ons kop. En ons gee hom 'n plek wat nie aan hom behoort nie. Ja, hier is die ding, want die woord sê, you prepare a table for me, before me. So, dis my stoel, dis my sitplek, en Sondag gesê, daar's een stoel. Dis die probleem. Ek dink as daar 10 stoele was, dit lekker, want dan kon ons nog vir 9 vyande plek gegee het. Maar op die tafel is daar net een stoel. Ja. En dis of ek, of is my vyand. Maar daar's net 3 mense in die vertrek. Dis jy, God en jou vyande. So, God gaan nie 'n sitplek invat nie. Ja. So, of jy, of as die vyand om jou sitplek gaan sit. En ek net dink aan hierdie Lukas 10, wat jy en ek het autoriteit oor alles van die vyand. Ek weet, ons kan, jy weet, demone word uitgedryf. Al die groot powerful goed, siektes word genees. Dis die krag van die Here vir ons autoriteit oorgegee het. Ja. Maar tog, die grootste ding om ons sukkel is autoriteit oor hierdie ding. En hierdie ding. Hulle loop hand aan hand. Jesus kom, dit wat die hart van vol is, kom by die mond uit. En lewe en dood nie, in die mag van die tong. Ons skep ons eie gas. Ja. En omdat ons nie autoriteit het nie. Of vat nie. Vat nie. Ons het dit. Sê dit, vat dit nie. Net omdat ek 'n ding kan doen, oud genoeg is om te kan doen, my mondigwording sê, daar sekere goed wat ek kan doen nie, mag doen en nie mag doen nie. En net omdat ek kan, beteken dit nie, ek is besig om dit te doen, ek is besig om dit reg te doen nie. Ja, dit is presies so. Dis presies. En die oude van die dag raak ons eintlik die ou wat op die tafel staan en kyk hoe die verkeerde gedagtes, vrees, angs, bekommernis, gee dit nou maar jou naam wat op jou stoel sit. Ons sien nie kyk hoe hy 'n lekker tyd het, of sy 'n lekker tyd het. Ek weet nie watter een van die geslagte jy nou wil kies vandag nie, maar ons sit en kyk partykeer hoe vrees die voorhand het. Ja. Hoe vrees opeet dit wat aan ons vir ons gedek is. Hoe angs opeet dit wat vir ons gedek is. En ons vergeet ons autoriteit om net te gaan sit en net ons plek in te neem en te geniet dit wat God vir ons instoor. En is daardie plek nie eintlik maar 'n plek van rus nie? Verseker. Van rus wat hy reeds gedoen het nie, dit wat hy vir ons beloof het nie, is weer. Vat ons dit wat hy gesê het, vat ons dit wat hy beloof het. En dis nie, ek het 'n ding agtergekom in die laaste paar weke, dis nie noodwendig, ons wil hê, God staan vir my op, maar teen daardie persoon. Ja. Asof die Here nou hom gaan platslaan, want hoeveel keer tussen kinders van die Here is daar hierdie
teenstryd van maar die Here moet vir my opstaan want jy's verkeerd of hy gaan vir jou opstaan want ek is verkeerd. En het elkeen nie soos jy gesê, daar's een stoel. Elkeen nie sy eie stoel om op daai plek te wees waar God vir daai uit die plek geskep het. Ja. Ja, en op die ander kant daarvan is, wat as ons net moet gaan sit in 'n plek van rus? Ek dink persoonlik, dit gaan ons vyande so frustreer. Het jy al met iemand beklei wat jy jou terug beklei nie? Dis horrible. Kom nou, die dag op in die fight is reg vir 'n fight, maar iemand beklei jou terug nie. Nou sien ek hoe kom die vyand, angs, vrees, you name it, verwerping, seer, offense, noem wat jy wil, en hy wil jou kom aanvat, en jy is in die plek van rus, en jy gaan sit en jy geniet dit wat die Here jou gee. Ek dink dit gaan hom so frustreer, hy gaan op 'n van die dag self loop. Hy gaan homself op 'n van die dag dalk self opgee in hierdie geveg. Maar ons gee hom 'n sitplek wat hy nie moet hê nie. Ons gee hom 'n staanplek in ons lewe en ons gedagtes. En Joyce Meyer sê, Joyce Meyer, daai boek wat sy geskryf het, wat ek nog nooit in my lewe gelees het nie. Ek het nog net die titel gelees en dit al hoeveel preke daaroor gaan, hierdie battlefield of your mind. Want dis waar ons sitplek prys gee, is in ons gedagtes. En as hy eers daardie hou vasgekry het. Dit nie maar hoekom Romeine 12 vir ons sê. Ja. Ek kan eers weet wat God se perfekte droom, sy perfekte sitplek, sy wil is wanneer ek hierdie een gerenew het nie. Wanneer ek hom bietjie geskuif het om in te val by dit wat God gesê het oor ons lewens. En nou gaan ons ver of diep, want dis die begin van jou stoel recline. Renewal of your mind. Ons het die sinne van Christus, sê die Afrikaans. We have the mind of Christ. As ons die mind of Christ het, ons supposed to om te hê, gaan die vyand ons nie upset nie. Ek het nog nie een keer was God upset of bang of angs voor die dag van môre of vreesbevange of gewonder nie. Hy het alles in beheer, maar hy het autoriteit en die autoriteit het Jesus vir ons gegee. But we don't always exercise. En ek dink dis 'n oefening ding. Eerste keer as jy fiets klim, gaan jy afval en jy gaan seer kry, maar hoe meer jy dit oefen, ek dink hoe meer jy jou gedagtes train om in daai rus in te kom wat God van jou wil hê. Gaan altyd eers seker reg. Ek dink dit is baie keer op die frustrasies, mense probeer en hulle kry dit reg op 'n sonoggens as daaroor preek en voel jy, yes, ek het nou weer my sitplek terug. Môreoggend sit vrees weer daar. En so moet jy jou mind train en oefen om van jou stoel af te klim. En dan raak dit makliker hoe meer jy dit doen. Mediteer in die woord van God, laat dit in jou gedagtes wees, laat dit in jou hart wees, laat dit in jou mond wees. En ons is nie veronderstel om daar vir mekaar te wees. Presies. Om mekaar ook te kan korrigeer om te sê, oppas, kyk gou, maar dis wat ek nou probeer sê ook. Baie keer wanneer ek nou byvoorbeeld na jou toe sal kom en sê, oppas, of jy kom na my toe en sê, oppas, dan word daai persoon die vyand. En dan gee ons sommer net weer 'n seat. Ons gee maar net weer daai plek. En ons is nie op 'n plek waar ons kan leer dat verander die ding nie. Wees anders, sodat jy kan, verander die gedagtes sodat jy kan anders leef nie. Dis ook 'n geloofding, 'n geval van, ek sit op my sitplek, want God is in beheer, ek vertrou God genoeg dat ek kan vredig gaan sit. En nou as jy nou sê, geloof kom uit die gehoor kom uit die woord van God. Alles begin, we need to train our minds in the word of God, in die woord van die Here in ons gedagtes train. Tyd spandeer daar. Hoe fenomenaal is dit? Dis die power van om jou sitplek in te neem. Maklike konsep. Easier said than done. Net so. Solank ons net begin iewers. Ek dink dis die kern. Start training jou mind. Begin, die 100 meter atleet begin nie onmiddellik op 9.8 sekondes nie. Hy begin op 15 sekondes. Hoe meer hy oefen, hoe meer kry hy dit reg. En dalk het jy gefaal hierdie week. Ek wil nie vir jou sê dis okay, maar ek weet jy moet dit verskoning gebruik nie. Dis okay. Just get up again. Oefen weer. Train jou mind weer. Sodat jy aan die einde van die week nie weer na die strik trap nie, maar kan deurgaan. God bless jou. Sien jou Vrydag. Sit op jou stoel.